Dit was weer 'n lekker dag in die groot bos. Oral was die diere bedrywig met hulle dagtake. Toe Mani meerkat wakker word, is hy baie honger en dors. Toe staan hy op en draf vinnig rivier se kant toe. Daar kan hy dalk nog goggas vang en van die heerlike sappige uintjies uitgrawe. Net toe hy by die rivier kom, sien hy hoe Krokkie krokodil op die rivier in die sonnetjie lê en bak. Sy mond is sommer so groot oop en 'n voeltjie pik 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 tussen sy tande rond. Mani meerkat kry skoon die bewerasie toe hy sien hoe groot Krokkie se mond is en die voeltjie gaan so aan asof daar geen gevaar is nie. Nee, ek gaan beslis nie langs ou Krokkie staan en water drink nie. Ek dink ek gaan eerder 'n bietjie laer af in die rivier water drink. Dalk is daar ook lekker eintjies. En daar draf Mani meerkat weer terug bos toe, al langs die rivier af. Terwyl Mani so hardloop deur die bos, hak sy voet vas aan 'n boomwortel wat uitstaan. Hy het dit nooit gesien nie, en daar val Mani karplaks op sy rug. O, jou ellendige boom, waarom laat jy jou wortel so uitsteek? Ek sal mos my... Mani hou skielik oppraat, want daar voor hom op die grond is 'n houtkussie wat uitgespoel het toe daar die laaste keer reën geval het. Mani meerkat tel die klein houtkussie versigtig op en kyk rond om te sien of dit nie dalk aan iemand behoort nie. Maar daar's niemand nie. Hy gaan sit en maak die kussie oop. Toe die kussie oop is, sien Mani daar is iets wat in 'n lap toegedraai is. Hy haal die lap af en jou waarlik waar, daar is 'n kaart in. Hy vou die kaart versigtig oop. Die papier is al geel en baie oud. Mani sien die kaart is van die groot bos. Maar op die kaart is daar 'n rooi kruisie getrek. En dan besef Mani, dit moet 'n kaart wees wat wys waar iemand iets begrawe het. Wat kan dit wees, wonder Mani. Toe besluit Mani om die kaart eerder vir koning Louis Leeu te neem. Hy vou die kaart weer netjies op in die lap en sit dit terug in die houtkussie. En so, met die houtkussie stewig onder sy arm, hardloop Mani versigtig reguit na die plat klip toe. Dalk kan koning Louis Leeu die kaart lees en sê wat hy daarmee wil doen. Toe Mani by die plat klip kom, is koning Louis voor op die klip, besig om oor die groot bos uit te kyk. Môre, u majesteit, groet Mani en wag dat die koning vir hom nooi om nader te kom. My wêreld, Mani, dis gaaf om jou te sien. Kom nader, my dierbare vriend. Waarmee kan ek jou vandag help? u majesteit, ek het die kussie naby die Bessiebrug opgetel. Dit moes oopgespoel het na ons laaste reën hier in die bos, sê Mani terwyl hy nader gaan. Dit lyk interessant. Het jy dit oopgemaak? Vra koning Louis Leeu en bekyk die ou houtkussie. Ek het, u majesteit, daar is 'n lap in. In die lap is daar 'n baie ou kaart van die groot bos. Maar daar is iets op die kaart wat ek dink u moet sien, u majesteit. 'n Kaart sê jy? Maar kom ons kyk, sê koning Louis en maak die kussie oop. En net soos Mani meerkat gesê het, is daar 'n lap in. Hy haal die lap versigtig af en daar sien hy die kaart. Toe vou hy die kaart versigtig oop en bekyk dit. Ja, hier sien ek dit, die rooi kruisie. Dit lyk vir my hierdie kruisie wys dat die plek in die verbode woud is. Ons diere gaan nooit soontoe nie, want ons weet in daardie woud gebeur vreemde goed. Mani meerkat voel hoe 'n rilling deur hom gaan. Moet ek eerder weer die kussie terugneem en dit weer daar begrawe, u majesteit? Vra Mani. Nee, Mani, hierdie is 'n baie waardevolle kaart, sê koning Louis Leeu en praat sommer 'n bietjie sagter met Mani. Kom nader, Mani. Ek wil vir jou iets sê, maar dit is ons geheim. Jy mag met niemand oor die kaart praat tot ek vir jou sê nie. Is dit reg so? Vra koning Louis Leeu. Maar natuurlik, u majesteit, my mond is toegesluit en ek gooi die sleutel weg, sê Mani meerkat en staan sommer so kiers regop en trots voor koning Louis Leeu. Maar wat wil u hê moet ons dan daarmee doen, u majesteit? Vra Mani ook siekies. Mani,
As die diere in die bos van hierdie kaart weet, gaan hulle beslis probeer om elkeen na die rooi kruisie se plek in die verbode woud toe te gaan, want ons diere is baie nuuskierig en hulle dink nie altyd aan die gevare om so iets aan te pak nie. Nee, ek en jy gaan self na die verbode woud toe om te kyk wat daar aangaan by die plek met die rooi kruisie op die kaart. Goeie eentjie knol, U Majesteit. Ek was nog nooit in die verbode woud nie. Ek moet erken, ek is nogal bangerig, Sê Mani en sy stemmetjie bewe sommer so. Jy hoef jou oor niks te bekommer nie, Mani. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Niks sal met jou of met my gebeur nie, sê koning Louis gerusstellend. Ag, baie dankie tog my koning. Nou voel ek sommer beter. Sug Mani. Nou toe. Ek en jy gaan vandag hierdie kaart goed bestudeer. En dan vertrek ons môreoggend sodra oupa uil gaan lê. En dan gaan kyk ons wat daar in die verbode woud aan die gang is. Dit is ook hoog tyd dat ek weer daar 'n draai gaan maak. Die verbode woud is deel van my koninkryk. Goed, ek gaan nou vir die kok vra om vir ons iets lekker te maak om te eet. En nou moet ons hard werk en die kaart goed bestudeer. En onthou, nie 'n woord vir enige iemand nie, hoor? Nie eens vir oupa uil nie. Vra Mani met 'n groot frons. Nee, Mani, nie eers vir oupa uil nie. Wanneer ons weer terugkom, sal ek vir oupa uil vertel. Dan kan hy vir ons raad gee oor wat ons moet doen, sodra ons weet wat daar by die rooi kruisie se plek aan die gang is. Ek verstaan, U Majesteit. Sjoe, nou voel ek sommer baie belangrik, sê Mani. Toe gaan sit koning Louis Leeu en Mani Meerkat by die tafel en begin die kaart bestudeer. Môreoggend is die oggend. Dan gaan hy en koning Louis Leeu saam na die verbode woud toe. En daar lê baie nuwe dinge en avonture vir hulle voor.